Okay. Jammer dat ek so op die nippertjie aankom, maar ek het 'n ongeval daar by die koshuis gehad, die klonge deur die draad geklim, toe sny sy hand. Toe het ek vir jou nodig, man. Sit jy nou in die kerk? So, maar ons het daar maar reg gekom. Gou weggevat, halfpad en halfpad. So hy's nou in orde. Ons gaan lekker saam sing so 'n paar liedjies. Ek dink ons sing vanaand uit die liedboek uit. Ag uit die liedboek uit. 207. Ons gaan hoeveel verse sing? Ons sing vers 1 en 5. 1 en 5 en jy moet my net gou kan sê ek is nou bietjie nog die mekaar. Dan sê ek nou daar. 207. Ja. Daar is hy. Eer aan die Vader. Eer aan die Vader wat alles maak en eer aan die Seun ons verlosser en vriend. Eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God drie-enig ons lof en ons lied. Eer aan God, die Heer van alle Here, woon ook in ons deur sy woord en sy Gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue om die gehoorsame kinders te wees. Heer van die skepping en Heer oor ons lewe, wees wat die aandag ontgaan. Groot is die werke, skeppend die liefde, heerlik, o Heer, is die heilige naam. Here aan God, die Heer van alle Here, woon ook in ons deur sy woord en sy Gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue om die gehoorsame kinders te wees. Goed, dan blaai ons na lied 212 toe. En ons sing daarso 3 verse. Loof die Heer, hy is goed, lof sy heilige naam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof met my hele hart. Hy gee al wat doen, weer nuwe krag. Hy het my sonde vergeef en hy maak my sy kind. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof met my hele hart. Hy gee al wat doen, weer nuwe krag. Loof o hemel die Heer, al die engele saam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof met my hele hart. Hy gee al wat doen, weer nuwe krag. Goed, hierdie is 'n Vlam. vlamliedjie, so ons sing hom van die bord af. En is dit net die een versie?
Ja, Vlam 390, ons sing hom 2 keer. Vriende, dit is weer eens vir my 'n voorreg om vir jou hier te verwelkom. En dit is lekker ook om elkeen hier te sien. En ons kuiergas is weer hier. Die kat kom weer. So. Kom ons raak rustig en ons stel ons sommer weer eens in vir hierdie saamwees en dat dit ook tot lof en eer van ons almagtige God sal wees. Ek wil die Here die hele tyd prys. My mond is voortdurend vol van sy lof. In die Here sal ek roem. Verdruktes sal dit hoor en hulle verheug. Maak saam met my die naam van die Here groot. Ja, laat ons sy naam verheerlik. Vriende, en weer eens, dis hierdie almagtige, hoogverhewe God, wat vir jou en vir my sê, jy's welkom hier vanaand. En ek groet jou in sy naam. Die Vader, wat sy seun vir ons gegee het, om vir ons sondes aan die kruis te sterf, maar ook die Heilige Gees, wat juis in hierdie tyd vir ons uitgestort is, om by ons te wees, sodat ons nie alleen sal wees nie. Kom ons staan en ons sing vanaand lied 438, ons sing daar die eerste en die tweede verse hartlik saam.
self die kerk se lede vrymoedig te getuig, luister na die volksgebede, as ons smeekend voor U buig, al ons woorde stem in, die self vir ons sin. As julle julle Bybels by julle het, ons skriflesing kom vanaand uit Psalm 32 uit. Psalm 32 en ons sal die hele Psalm saam lees. 'n Psalm wat Dawid geskryf het. En as jy nou in gedagte hou dat Psalm 51 die Psalm is wat hy geskryf het juis nadat hy uitgevang was. Nadat profeet na hom toe gekom het en gesê het, maar Dawid, jy weet mos, jy weet dat jy gesondig het voor God en voor mens. So kom ons, terwyl ons so sit, kom ons buig die hoofde. Heilige Gees, wat 'n voorreg om U hier te verwelkom, hier tussen ons, en juis met die wete dat U Vader en van die Seun gekom het om juis by ons te wees, elke oomblik van elke dag, sodat ons nie wonder of bekommerd hoef te wees van wat ons sal doen of hoe ons dinge sal aanpak nie, maar dat ons sal weet, U woon in ons en U is aan die werk elke oomblik. Ons is in hierdie oomblikke afhanklik van U wat vir ons nie net gevul het nie, maar ook lei en leer. En dankie dat ons in hierdie tyd juis U uitstorting daar in Jerusalem kan herdenk. Uitstorting oor soveel mense wat gewag het om die krag van God te kan ervaar. En dan weer vanaand wil ons vir U vra, wil U spesifiek met elkeen van ons kom gesels en wil U ons persoonlik kom aanraak. Daar waar ons sit, wil U met ons elkeen praat. En dankie dat ons maar net in afhanklikheid kan weet dat dit U is wat teenwoordig is. Breek dan hierdie gedeelte aan ons oop. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Die wonder, kan ons miskien een van daai vat, want die klank maak die hele tyd so. Asseblief. Ja, ek sal in hom praat met jou. Kom, ek sit nou net hierdie kant. So.
al sy pote staan. Daar sê. Goed. Ek hoop elkeen kan nou hoor en sal nou die feedback daarom ook uitsort. Is daar aan die ene af? OK. Psalm 32. Soos ek gesê het, dit is 'n psalm van Dawid en kom ons lees daar saam. Gelukkig is die een wie se oortredings vergewe, wie se sonde bedek is. Gelukkig is die mens vir wie die Here sondeskuld nie toereken nie en in wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek stil gebly het my gebeente broos geword onder my gekreun die hele dag. Ja, dag en nag was u hand swaar op my. My lewenskrag het weggekwyn soos in die hitte van die somer. My sonde het ek teenoor u erken. My sondeskuld het ek nie bedek nie. Ek het gedink, ek wil my oortredinge teenoor die Here bely en u het my sondeskuld vergewe. Dit is waarom elke getroue volgeling tot u moet bid, terwyl die geleentheid daar is. Die geluid van groot watervloed sal hom nie bereik nie. U bied vir my beskutting. U vrywaar my van nood. Met jubelkrete van bevryding omring u my. Ek wil jou insig gee. En dit is die Here wat hier praat. Ek wil vir jou insig gee, ek wil jou die pad leer wat jy moet loop. Ek wil jou raad gee, my oog oor jou hou. Moet julle nie soos 'n perd, soos 'n muil sonder verstand gedra nie. Met toom en stang moet sy krag beteel word, anders bly hy nie by jou nie. 'n Goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, troue liefde omring hom. Verbly julle in die Here en juig regverdiges, ja jubel dit uit, almal met opregte harte. Tot sover. Vriende, die afgelope tyd het ons nou spesifiek met mekaar gesels oor hoekom dit juis belangrik is dat die Heilige Gees vir elkeen van ons 'n baie prominente rol in ons lewe moet speel. Maandag aand het ons daar stil gestaan by die Heilige Gees wat my vul. Gisteraand die Heilige Gees wat my lei en leer. En vanaand praat ons saam oor die Heilige Gees wat my beskerm. Maar ons kan nie oor die Heilige Gees praat wat my beskerm as ons aan die ander kant nie ook daarvan kennis dra dat in die proses kom die Heilige Gees en hy waarsku ons teen dinge. Nou voordat ek verder gaan, wil ek vir jou tog vra, waarvan dink jy sal of wil die Heilige Gees, of sou jy verwag dat die Heilige Gees jou moet van beskerm? Sien, baie keer het ons 'n idee en dan gaan ons op hol daarmee. Maar partykeer moet jy en ek net weer besef wie hy is. Ons het nou al gehoor dat die Heilige Gees in ons woon en ons deur hom wat in ons is geleer word.
juis om ons nader aan God die Vader te kan bring. En so probeer die Heilige Gees op verskillende maniere elke dag deurdring na jou en my, om ons aandag te kry. En tog moet ons besef, hy is God, en hy kan enigiemand op enige plek, op enige tyd bereik. Maar wanneer ons meer ingestel word op sy stem, en spesifiek sensitief is om te luister na dit wat hy vir ons wil sê, dan besef ons dat daar 'n baie fyn lyn is tussen gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid. Want partykeer is dit deur fyn dingetjies wat hy vir ons waarsku. Of hy gee vir ons 'n opdrag, of hy gee vir ons net eenvoudig 'n rigting om in te lewe. Daar is egter tye wat ons so met die werklikheid opgeskeep sit, dat ons die Heilige Gees se metodes en maniere om ons te bereik en tot ons deur te dring, dat ons dit mis. Maar soos ons vir mekaar gesê het, hy is God. En daarom kan hy praat met ons deur drome of visioene, of selfs dat ek en jy dit fisies kan hoor. Maar daar is van die sogenaamde gewone of algemene dinge en maniere wat die Heilige Gees gebruik om met ons te praat, wat ek en jy dalk mis. En ons mis dit, juis omdat ons dit vir iets anderster, vir een of ander rede, as iets anderster sien. Dis belangrik dat jy en ek weet, juis hier in die begin, dat die Heilige Gees sy besluit of sy opdrag, wat hy vir ons gee, nooit sal verander nie. Meestal, wanneer hy met ons praat, gee hy ons 'n duidelike opdrag, of 'n duidelike instruksie. Ons wil dit partykeer ignoreer. Juis met die hoop, dat dit sal verbygaan, en hy daarvan sal vergeet, juis om dit nie uit te voer nie. Want dit konfronteer jou en my met iets wat ons dalk nie van tevore mee te doen gehad het nie. Ja, selfs die Israeliete het op 'n stadium deur 'n profeet oor hierdie storie aangespreek geword. En Micha sê daar, kan dit gesê word van die huis van Jakob? Is die Here ongeduldig of is dit sy dade hierdie? Doen my woorde nie iemand goed wat op die regte pad loop nie? In hierdie stukkie sê maar net vir ons, weet julle wat? Luister na die Heilige Gees. Die Heilige Gees gaan nie vir jou op 'n verkeerde pad lei nie. Die Heilige Gees wil juis jou op die regte pad lei. En wanneer die Heilige Gees dan met ons praat, doen hy dit uit goddelike wysheid. Met goddelike rede. Wat hy sê, bedoel hy. Ek en jy hoef nie te gaan soek vir iets anderster nie. Hy sê dit spesifiek. En dit sal wees juis om tot voordeel van jou en my te wees. Dit beteken nie dat ons, of dat hy nie ons sal uitdaag of toets of deur moeilike tye gaan vat nie. Dit gaan hy beslis doen. Partykeer kom offeringe deur verliese na vore en daarin moet ons hom vertrou. Ou C.S. Lewis, wat hierdie gebed dan gebid het, skryf dat dit wat jy en ek verwag, baie keer slegter is dit wat ons agterlaat.
Met ander woorde, die Heilige Gees wil ons vat na iets baie beter. En wanneer hy ons daarheen vat, is dit juis aan die uiteinde 'n beloning wat vir jou en vir my wag. Ons mag dink dat dit ons eie gedagtes is wanneer die Heilige Gees met ons praat en ons 'n stem hoor. Maar dat hy dalk anders kan besluit het, sy opdrag aan jou en my kan verander. Maar die Heilige Gees se besluit staan vas, absoluut onveranderlik. Sy opdragte is duidelik en jy en ek moet dit hoor. Dis hoekom ons baie keer sukkel. Sukkel om te bid en om werklik by God uit te kom om vir hom te vra, maar is dit die Heilige Gees wat met my gepraat het? En daarom verby ons dit om in 'n diep gebed, 'n oomblik van diepe stilte met God te verkeer. Ons verwag dat hy ons sal seën, dat hy vir ons deurbraak in ons lewe op 'n ander plek sal gee, dat hy vir ons leiding sal gee. Alles net om dit te vermy wat God eintlik vir ons in gedagte het. Ons vermy dit omdat ons weet die Heilige Gees vra dat ek en jy hom sal gehoorsaam. En dan kom hierdie ding weer van gevoelens. Ons gaan egter met ons gevoelens nie gespaar word nie. God se Heilige Gees praat reguit met ons. En C.S. Lewis betwyfel dit dat God die heel beste vir ons in gedagte het nie. Maar hy sê, hy wonder eintlik of jy en ek nie in die proses enigiets sal doen om hierdie pynlike gehoorsaamheid deur te voer wat die Heilige Gees van jou en van my verwag nie. Jy sien, baie keer is dit ongemaklik. Baie keer is dit 'n terrein wat jy moet betree, wat jy voorheen vermy het. Maar altyd aan die einde het hy jou en my beste dinge in gedagte. Nou, hoe waarsku en beskerm die Heilige Gees vir jou en my? Ons moet weet dat nie alle gedagtes en gevoelens van die Heilige Gees afkom nie. Ons moet dus onwelkome en angstige gedagtes nie verwar met dit wat die Heilige Gees met ons van ons verwag nie. Maar hier is die beginsel wat jy en ek moet gebruik, om die stemme wat daar is van die wêreld ook wat indruis in hierdie hele proses van lewe, dat ons dit moet onderskei. Nou, hoe onderskei ons dit? Die stem van die Heilige Gees sal altyd maar altyd in ooreenstemming met die woord van God wees. Daar sal nooit 'n verskil wees nie. En as daar 'n verskil is dit nie die Heilige Gees wat met jou praat nie. Die Heilige Gees se stem sal jou nooit aankla nie. Dit is die vyand se werk. En hy doen dit baie goed ook. Moet nooit vrees of skuld verwar met die Heilige Gees wat jou wil oortuig nie. Nou, daar's 'n verskil tussen skuldigbevindinge en veroordeling. Skuldigbevindinge, met dit het jy 'n fout gemaak en dit trek ons weg of trek ons nader aan God eerder. Met ander woorde, ek en jy besef dat ons 'n fout gemaak het. Ons het gesondig voor God. Maar ons kom voor God in belydenis
En ons sê, Here, hier is ek is skuldig. Soos Dawid hier in hierdie Psalm gedoen het. Veroordeling dui aan dat jy die fout self is. En dan druk dit vir ons absoluut weer weg van God af. Hoekom? Want jy en ek het skaamte in ons. Ons het vrees. En daarmee wil ons weghardloop van God af. Ook moet ons besef dat die Heilige Gees onveranderlikheid juis daar is om tot jou en my deur te dring. Jy sien, ek en jy probeer, soos die Engelsman sê, baie keer dinge sidestep. Maar as die Heilige Gees vir jou opdrag gee, gaan hy dit aanhou vir jou gee, totdat jy gehoorsaam is. En alhoewel die Heilige Gees nie in terme van opdragte gaan verander nie, is daar tog 'n profetiese gedeelte in die skrif wat sê, as ons sy woord gehoorsaam, sal God sy besluite, sy uitkomste moontlik verander. Maar net in die geval waar daar 'n bekering of daar genade geopenbaar moet word. En as julle kan onthou, op 'n stadium het die Israeliete teen, ek dink, die Amalekiete geveg. En Josua het gebid dat die son moet stil staan. En God het toegelaat dat dit 'n totale al 'n verandering teweeggebring het. Juis om sy genade teenoor sy volk te openbaar. Die belangrikste is dat die Heilige Gees juis onveranderlik in sy besluite en in sy woorde na jou en my dit kommunikeer. Ons moenie verwag dat hy dit gaan verander nie. En as hy dit verander, is dit sy prerogatief. Die Heilige Gees bring dinge onder jou en my aandag deur dit te bevestig aan ons. En partykeer gebruik die Here ander om sy boodskap ook oor te dra, ons geliefdes, of selfs vreemde mense wat oor ons pad mag kom. En ons lees daar in Handelinge 10 van Cornelius, 'n Romein, wat 'n visioen gehad het en omdat hy 'n bevelvoerder was, dadelik 3 van sy manskappe opdrag gegee het om vir Petrus te gehaal daar in Joppe. Petrus het niks daarvan geweet nie, behalwe dat hy 'n droom gehad het. 'n Droom waarin God vir hom voorberei het en vir hom gesê het, maar niks wat ek gemaak het in die vorm van diere is onrein wat ek rein verklaar het nie. En daardeur met daardie beelde het God eintlik basies vir Petrus voorberei om te sê, maar daar gaan 'n situasie kom waar jy hierdie onreinheid en reinheid sal moet besef wat ek vir jou probeer kommunikeer. Natuurlik, toe hierdie manne aan sy deur klop, het hy presies geweet waaroor dit gaan. En dit is juis 'n goeie voorbeeld van hoe God deur 'n visioen en deur die aksies van ander sorg dat die mense wat hy aan mekaar wil verbind, juis gekommunikeer word op 'n wyse wat ek en jy nie kan verstaan nie. Of wat ek en jy nie kan antisipeer nie. Die visioen wat Petrus 3 keer herhaal het
is aan Petrus juist 3 keer herhaal en het aangedui dat wat God rein verklaar het absoluut skoon is. En aan die uiteinde moet jy en ek hoor dat ja, party gelowiges dink ook dat ek net die Here Jesus nodig het. Ek het net Jesus nodig, ek het niemand anders te nodig in my lewe nie. Net om tot die besef te kom dat as ek nie na sy gees luister nie, dan gaan ek die pad wat God vir my op wil plaas totaal en al mis. Ons moet na mense luister wat oor ons pad gebring word, juis deur God, juis sodat ons nie net in volwassenheid en geloof kan groei nie, maar ook omdat ons in die proses moet weet, soos wat ons vir mekaar vroeër gesê het, dat die Heilige Gees in wysheid kommunikeer met ons. Daar's 'n rede, daar's 'n goddelike rede hoekom hy dit wil kommunikeer met ons. En dan sal hy dit ook bevestig deur sy woord. En daar moet jy en ek in soveel woorde sensitief wees vir sy influisteringe in ons lewens. C.S. Lewis kom en hy trek weer een soos wat ons gisterand gehoor het, 'n baie dik streep onder trotsheid. En hy gaan vanaand verder om te sê, dis 'n geestelike kanker. Wat die moontlikheid van die liefde en die tevredenheid en selfs gewone trotsheid wat in jou en my aan die lewe is, dat dit ons kan weerhou om God se boodskap te kan hoor. Dit is letterlik 'n hindernis. En die hulp wat ons nodig het om geestelik te groei en volwasse te word, is in die proses van weerhouding hier. En daarom moet ek en jy sensitief wees vir dit wat die Heilige Gees deur ander vir jou en vir my wil sê. Ons moet dink dat God altyd direk met ons wil praat, maar kan ook baie kere ander mense gebruik, sy woord gebruik, visioene of drome gebruik, juis om dit te kan bevestig. So byvoorbeeld, mag jy dink dat die Heilige Gees vir jou lei om 'n verandering in jou lewe te maak. En tog is jy onseker en twyfel jy of jy dalk daar iets is wat nie reg is nie, want hierdie opdrag maak nie vir jou sin nie. En dan kom 'n vriend of 'n eggenoot en hulle bevestig juis dit wat God in jou hart alreeds geplaas het. En hierdie manier van bevestiging kan dus 'n kragtige manier wees waarop God sy wil vir jou wil kom bevestig. Daar is wel gelowiges wat hierdie bevestigende woorde wat mense na jou te bring, mense wat God oor jou pad plaas, dat hulle dit wil ignoreer. En God gebruik nie net die Heilige Gees om hierdie opdragte te bevestig, hy gebruik juis ander mense ook. En Spreuke sê mos duidelik vir ons, yster slyp yster. So, met ander woorde, daar gaan mense, daar gaan gelowiges, daar gaan geliefdes oor jou pad kom, wat ook hierdie tipe dinge vir jou gaan bevestig. En vir ons rigting in ons geestelike groei kan beklemtoon. As jy egter ander
gaan ignoreer, kan dit beteken dat jy gaan geïsoleer word. Verhoudinge is dus baie meer belangrik as wat ek en jy kan dink. En as ek en jy dalk wonder hoekom, ek en jy moet weet, as daar trotsheid of vrees tussen jou en God gaan staan, gaan jy hom nie kan gehoorsaam nie. Dawid het juis dit geïllustreer. Die heeltyd was die Heilige Gees se drukking daar op hom om tot bekering te kom, of tot inkeer te kom, tot belydenis te kom, sy skuld voor God te kom bekla. Die laaste punt is dat die skrif sê dat ons oop moet wees vir God se leiding deur tekens wat hy vir ons langs die pad oprig. En baie keer word daar verwys na Jesus wat die owerspelige en bose geslag met die vinger aandui. En hy sê, julle vra tekens, maar julle wil nie eers my erken as Jesus wat voor julle staan nie. Maar God gee oral, juis in sy skrif, vir ons tekens om te sê of te onderstreep dit wat hy met ons wil kommunikeer. Partykeer stuur hy selfs meer as een bevestiging. Hy maak gebruik van die woord, hy maak gebruik van die Heilige Gees en hy maak gebruik van ander mense in ons lewens. En die Heilige Gees kan direk tot jou en my hart spreek. Ons het dit nou vir mekaar gesê. Maar as ons nie luister en reageer nie, gee hy nie op nie. Hy gaan nie opgee nie. Hy sal bevestiging stuur, ja, partykeer deur geestelike volwasse vriende van jou, ander vriende wat nie eens weet dat die Heilige Gees hulle gebruik nie, jou ouers, jou eggenoot, en dan in die proses moet jy en ek nederig bly. Want ons is so geneig om te sê, maar ja, dis wat die Here vir my gesê het, en dis wat die Here van my verwag. Hierdie bevestiging mag dalk nie altyd dit wees wat ons graag sou wil hê nie. Dis dalk 'n opdrag wat ons deur diep waters gaan vat. En partykeer sal hierdie bevestiging ons toets. En indien ons nie luister nie, mag ons dalk vind dat ons harte gaan verhard en dat ons verder van die wil van God afkom. Jy soos wat die farao daar in Egipte gedoen het, toe Moses gaan vra het, laat die volk trek. En ons lees dat farao se hart het verhard. Wanneer God se stem deur jou en my bly teëgestaan word, begin die Heilige Gees druk op ons plaas. En jy mag dalk meer druk op jou gewete ervaar. Jy mag dalk ervaar dat jy ver van God af is. Ja, jy kan dalk sukkel om te bid of Bybel te lees. Of dalk selfs sukkel om te slaap of innerlike worstelinge van tyd tot tyd hê. Maar die Heilige Gees wil jou probeer oortuig om God se opdragte te gehoorsaam. In Johannes 16 vertel Jesus, of word vertel van Jesus, wat sê dat die Heilige Gees oor elkeen sal kom, sou ons wag daarvoor. En hy het juis gekom
vir daai disippels daar in die bokkamer, nie net om te bevestig dit wat Jesus vir hulle geleer het nie, maar ook om hulle te oortuig van hulle sondes, van geregtighede en van 'n oordeel wat op pad is. En daarom hierdie oortuigings gaan nie noodwendig oor skuldgevoelens nie, maar is 'n gevoel dat alles nie in orde is nie en ek moet dit gaan regstel. Ek moet my verhouding met God so respekteer dat ek sy Heilige Gees se opdragte sal uitvoer. Die Heilige Gees wys juis vir jou en vir my wat is verkeerd in ons lewens. En herinner ons wat is God se standaard vir ons lewens. Hy roep ons om in lyn te kom met sy wil. Skuldbevindinge kan vir ons baie ongemaklik wees. Maar hoe meer ek daarteen gaan stry wat die opdrag van die Heilige Gees is, hoe minder gaan ek verander. En hoe moeiliker gaan ek sy stem hoor. En hoe minder ek aan die Heilige Gees se influisteringe my aandag gaan gee, hoe minder sal ek ook daarvan bewus raak dat hy wel met my praat. Hier in Psalm 32 deel Dawid sy hart. Maar nie net sy hart nie, hy wys vir ons, of hy vertel vir ons wat gebeur met sy liggaam. Dat sy liggaam besig is om weg te kwyn, omdat daar sonde is wat hy nie bely het nie. Hy vertel ook hoe hy onder die swaar hand van God se dissipline begin styer het. En Dawid het uiteindelik sy skuld bely en opgehou om weg te steek wat hy verkeerd gedoen het. En presies daar het God se vreugde deurgedring. Hy het besef dat God sy sonde vergewe het. En dit is op daardie moment dat die Heilige Gees so prominent en jou en my ook raak wanneer ons kom en ons bely ons sonde, dan is dit hy wat ons beskerm. Ja, dit is hier waar hy wil keer dat ons as gevolg van ons sonde nooit in die ewigheid gaan uitkom nie. En wanneer ons soos 'n Dawid ons sonde gaan bely, ontvang ons nie net vergifnis nie, maar ontvang ons God se vrede. Ons ervaar dit omdat ons met God se waarheid gekonfronteer word. En dit is wat die Heilige Gees vir jou en vir my elke dag wil doen. Ons hoef nie die swaar juk van die sonde te dra nie, ons hoef nie. Daar is egter 'n baie fyn lyn tussen om te wag op God se bevestiging en om ongehoorsaam te wees. En as jy en ek werklik eerlik met onsself gaan wees, dan gaan ons besef dat ons baie keer dit as 'n verskoning gebruik, juis om nie die Heilige Gees se opdragte uit te voer nie. Daarom vra God om jou die krag te gee om juis nie net sy opdragte te hoor nie, maar dit te gehoorsaam. En dit, al het ons nie die volle prentjie oor wat hy van ons verwag of waant hy ons wil vat nie, dat hy dit nooit sal doen om ons in die proses te laat val nie. Hy wil dit doen sodat ek en jy nader aan God die Vader kan kom en die ewigheid in totaliteit ons in kan maak. Dis die Heilige Gees wat konstant is.
Dis die Heilige Gees wat nooit die woord sal weerspreek nie. Maar jy en ek moet hoor ook, as iemand kom en iets vir ons kom sê, en daar's baie mense wat sê, ek het vir jou woord. En daar's niks meer verkeerd nie. Maar as jy dit gaan meet, en wat in die Bybel staan, moet jy seker wees, dat dit nie verwyderd is daarvan nie. Die Heilige Gees sal nooit die woord weerspreek nie. So mag hy vir jou en vir my versterk. Juis om te luister, sy opdragte te gehoorsaam, maar ook baie fyn op te let na die tekens wat hy vir jou en my langs die pad gee. Want hy wil hê ons moet seker wees dat dit hy is wat met ons wil praat. Mag jy en ek soek daarna. En mag ons in sy woord werklik onsself gaan verdiep. Want dit is al hoe ons meer en standvastiger in ons geloof sal word. Amen. Vriende, ek wil vir julle vra dat julle, daar waar julle sit, net so in groepies na mekaar toe sal draai en weer eens voor die Here sal buig. En vanaand spesifiek ook vir hom sal vra om vir ons in ons klein groepies met ons te praat en spesifiek vir ons te sê wat hy van ons verwag. Mag hy dit doen en mag ons harte op hierdie oomblik juis oop wees en ontvanklik wees vir dit wat hy vir ons wil sê. Ons gee so 'n paar oomblikke daarvoor en dan sal ek afsluit ook met 'n gebed.
Ons almagtige Hemelse Vader, dis met dankbare harte dat ons so kan sê, dat dit vir ons 'n voorreg is om U Heilige Gees in ons te hê. Dankie dat U deur hom met ons gesels. Dankie dat ons kan weet dat ons, wanneer ons sonde bely, ook soos 'n Dawid nader aan U kan kom. En dankie, o Heilige Gees, dat ons weet dat dit U is wat vir ons oortuig, ook soos wat U vir Dawid doen. Juis om ons oë te kan oopmaak vir dinge wat skeiding maak. Maar wil U nie dit vir ons gee nie, wil U vir ons ook bewus maak van al die goedheid wat U vir ons in gedagte het, sodat ons met blydskap kan uitsien, ja, dat ons ook met vreugde kan lewe. Here, gee dat ons deur U Gees onsself tot die ewigheid kan rig. Dat ons lewens sal inrig, ja, nie volgens die vlees nie, maar dit wat ewigheidswaarde het. Dankie dat U die vrug van U Gees ook in ons laat gestalte neem. En wil U dit elke dag al meer vir ons duidelik maak, sodat ons dit kan aangryp met ons hele wese. Ons loof en ons prys U naam, want aan U alleen behoort die eer en die heerlikheid. Om Christus wil alleen bid ons dit. Amen. Vriende, ons gaan môre aand afsluit, behalwe vir die Pinksterfees, gaan ons afsluit met die Heilige Gees wat ons gees kom hernie. Voordat ons gaan afsluit met ons laaste lied, wil ek net baie spesifiek sê ons dat elkeen van julle vir oom Robert Campbell in gedagte moet hou. Hy gaan môre in vir 'n operasie en ons dra hom spesifiek ook aan ons Here op om vir hom naby te wees en natuurlik ook vir daai verpleegpersoneel om so mooi en in besonder te sorg vir ons oom. Kom ons sing daar lied 436, al 3 die verse.
mag U ook sy liefde en sy bewaring in hierdie aand eerstehands ervaar. U mag julle bewus wees van sy invluisteringe juis om vir ons te lei, te leer en ook te beskerm. Ontvang die Here se seën en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met sy Heilige Gees sal by elkeen wees. Amen.